Nou sê hy, daarin verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Okay, so nou lewe ek nie so maklik nie. Ek kyk na die mense om my en ek sien, almal het 'n maklike lewe. En dis gewoonlik 'n vals idee. Van buite af lyk 'n ander ou se lewe baie makliker as joune. Dis soos as jy by die restaurant is en jy bestel 'n teebeen en die ou wat saam met jou gaan 'n teebeen, sy lyk altyd groter. Ek weet nie werk dit nie, maar ek het altyd die groter een. Maar dis nie regtig so nie. Ek kyk na ander ou se lewe en ek dink, ja, daai ou het 'n perfekte lewe. Daar's net niks fout met sy lewe nie. Maar as ek in sy skoene kon stap, dan sien ek, ook nie so maklik nie. So almal het moeilike lewens. Maar nou sê hy, verheug jou in wat? In my hoop, my lewende hoop, my hoop dat ek vir ewig gaan lewe, my hoop dat hierdie lewe spoedig gaan ophou. As Yeshua nie spoedig kom nie, gaan ek al spoedig doodgaan. Ons lewe nie baie lank nie, dit voel lank, dit klink lank, maar as jy aan die einde van jou lewe kom, dan sien jy, jette, maar dit het verby gevlieg. En dan verander dit. Dan is jy in die heerlikheid. Dan is dit nie meer die lewende hoop nie, dan is dit die lewe. Dat is als volmaak. Niks meer hartseer, niks meer dood, niks meer teleurstelling nie, niks meer wanorde nie, niks droefheid nie, niks vrees nie, niks van dit nie, nooit, ooit, nie een dag nie. Net elke dag 'n fantastiese, suksesvolle, liefdevolle dag. Elke dag. Nou vrees ons die dood. Vir wat? Dit gaan dan beter wees. Dis 'n lewende hoop na die dood. Hoe het ons voorgeslagte dit reg gekry dat hulle vir die leeu's gegooi word deur die Romeine en hulle beklei nie daarteen nie en die leeu's vreet hulle op. En die Romeine sê, wat's fout met hierdie mense? Hulle is nie bang vir die dood nie. Wat is aan die kant die dood? Die ewige lewe. Die koninkryk van God. Ons vrees dit nie. Daarin verheug julle jou. Môre kan dalk 'n moeilike dag wees. Vandag is dalk 'n moeilike dag. Vanaand, huil jouself dalk aan die slaap. Verheug jou in jou hoop. Maar jy moet hoop hê. Jou hoop moet op geloof gebaseer wees. En jou geloof moet gebaseer wees op die woord van God. Jy moet weet waarvoor jy ingelaat is. Iemand kan nie vir jou sê, ag, maar moenie bekommerd wees nie. Die koning kom terug en dan is alles perfek. En as jy uitgesluit is by dit, want jy is nie weergebore nie, nou hoop jy op 'n beter lewe en dan erf jy die hel. Dis 'n tragedie. Vir ewig.